Goeiemôre, good morning en hier kom ons nou weer by nog 'n baie lekker deel van ons program. Dit is waar ons 'n bietjie musiek gesels en die sanger WGNL het laas jaar sy debuut gemaak met sy treffer liedjie Bosveld Dans. En as jy hom nou nog nie gesien het nie, ek weet daar's baie wat hom al reeds gesien het, soveel so dat hy goue status bereik het. Gister toe ek geloer het, was dit dig by die 2.7 miljoen kyker op YouTube. So, knap gedaan vir daai ene as jy hom nog nie gekyk het nie, nou is jou kans. Hy is natuurlik vandag hier by my om daaroor te gesels, oor allerhande ander lekker dinge te gesels en natuurlik ook sy spiksplinter nuwe liedjie Nee Buffel. WG, goeiemôre, good morning. Pieter, goeiemôre, good morning. Hoe gaan dit? Lekker man, Lekker. nou al vroeg 'n koppie koffie met jou kon klink. Dit is nie sleg om so vroeg op te wees. Glad nie sleg. Dis mis nie verkeer. Mens mis dit heeltemal, maar good luck as ons nou terugry, hoor. Ai. Vertel vir my gou-gou, het jy ooit gedink dat jou liedjie, wat se Bosveld Dans, Bosveld die Dans. ligte so sou uitslaan? Nee, en eintlik is daar gesê kom ons draai dit nie doen nie. In soveel woorde. So, ek het laas jaar my debuut gemaak as 'n getekende kunstenaar, Lekker. maar ek het so 'n paar maande terug met Dousie gepraat en hy het dieselfde storie vertel. Dit vat 10 jaar om oornag iets Ja. reg te kry. So nee, die plan was regtig nie om een massive song uit te bring nie. Die plan was om 'n loopbaan te bou, stadig. Ek het nog altyd die droom gehad van al die kunstenaars wat in die kroeg gesing het en speakers gedra het en ek het my innings gehad met dit. Goed, en daar slaat jy toe nou lekker die ligte uit en dis die beste en die lekkerste begin Ja. vir 'n nuut getekende kunstenaar. Dis Maar 'n voorreg, dis 'n Dis 'n voorreg. groot voorreg. Jy's eintlik 'n industriële ingenieur, né? Nee? Ja, so ek het 'n day job. Lekker. So waar kom die sang in? Na 5 en voor 8 duidelik soos die. Ek sing al jare vandat ek in die laerskool was en uit die aard van die saak as jy hier matriek se kant toe staan, dan is die vraag of gaan jy die kan voltyds doen. My ouers was nie noodwendig gemotiveer deur die musiekindustrie op daai stadium nie. So het hulle my die voorreg gegee om te kan gaan studeer. Ek het my innings daar ook gedoen en toe het ek begin werk en die heeltyd musiek aan die kant gedoen. En die voorreg gehad op 2 jaar terug besluit, kom ek doen net een groot song, ten minste. Ek moet een keer elke nou en dan iets groot try doen. En die song kom toe by Vonk uit en hulle sê ons dink ons kan 'n pad stap met jou. En hier sit ons vandag. Jy het ook onder andere nou onlangs opgetree by die Ooswes Tuisbes konsert, verhoog gedeel met 'n klomp kunstenaars. Hoe was daai ervaring vir jou? Nee, fenomenaal. Dit ek dink nie dit skop lekker in om te sit saam met kunstenaars soos jy wat ek mee groot geword het en daarso Nicholas en Ray en John en almal en dis net mense aan die agterkant. Lekker mense. So lekker mense. Dit voel bietjie vreemd om skouers te skuur. Maar dit is lekker om skouers te kan skuur met julle jong manne ook. Hoorie, en saam met dit alles is ek reg as ek sê jy's ook besig met vlieglesse. Ja, julle het julle navorsing gedoen. So ek het nou eers, jy mag op 'n sekere punt alleen vlieg solo gaan. Hulle het gesê ek moet maar bietjie my geduld inpak. Ek nog bietjie kans. Maar ek het daarom nou onlangs begin dit regkry om actually vliegtuig neer te sit. So is goed, veilig. Maar interessant genoeg, hulle het nogal vir my ook gesê op 'n stadium, julle sangers, ons is skugter om vir julle 'n bietjie vlieglesse te laat doen, want julle ouens is so gewoond om jouself op die verhoog te kan help as daar 'n tegniese fout is of 'n probleem is. Nou besluit jy daar bo in die lug, jy kan jouself ook uitsort, maar dan kan jy dit nie doen. Ja, daarom hy het ook stokke langs my. So hy vat net oor as hy sien iets gaan skeefloop. Right, van die Bosveld Dans na Nee Buffel, dis jou nuwe liedjie. Ja. Wat was die gedagte? Wat is die hele aanslag rondom die liedjie? Yes, dis eintlik nogal snaaks nou dat ek aan dink. Ek en my vrou was op vakansie in Februarie en ons sit en kyk uit op die see in Hartenbos area. En ek skryf 'n song Nee Buffel wat oor plaaslewe gaan. So dit het nie lekker saamgewerk nie, maar dit was op daai stadium my gedagte. Nee Buffel is 'n konsep wat ek al met 'n paar maande kom van 'n jagtrip af, ek dink laas jaar. En die hele tyd in my kop gesê ek moet iets doen met dit en gaan sit en begin skryf en toe kom hierdie storielyn van 'n man en 'n half week jagtrip uit. So dis ja. So dit was nou nie jou vrou wat vir jou gesê het jy sit by die see, Nee Buffel, jy mag nie. Nee, maar sy sê gereeld Nee Buffel, so dit kon ook toevallig so uitgewerk het, ek kan onthou nie. Nou kyk, daai jaguitstappies het altyd 'n lekker storie en het jy toe nou 'n fisiese storie, het jy een gaan skep of is dit iets wat regtig gebeur het of wat jy van gehoor het? Nee, ek skryf redelik fiktief. So in daai oomblik en ek skryf ook baie vinnig, soos 'n binne 'n halfuur tipe effek.
het ek die gevoel en die prentjie in my kop oor hoe 'n klomp manne bymekaar kom en almal sien so uit vir die jag en hulle slaap in hulle kakies en hulle bakkies word gepolish sodat dat hulle duidelikheid het as hulle terugkom, hy's vuil. En ek het skep baie prentjie in my kop en ek begin net die storie daar agter skryf. So toe ons natuurlik die voorreg om dit te verwesenlik in 'n musiekvideo vas te vang. En hoe is dit vir jou ook om te kan weet, jy het ook sekere liedjies gehad waarna jy altyd geluister het as jy so op 'n uitstappie gaan of op 'n jagsuitstappie en skielik is jou liedjie nou een van daai wat ook so vir die ouens kan net sê, nou is ons reg vir die jag of die uitstappie. Dis eintlik ook weer iets wat ek nog nie aan gedink het nie. Dit was wel snaaks en dit is nou nog snaaks om in die wintertyd video's te kry van jagnaweke waar Bosveld dans speel. So ek sien nogals uit vir die video's wat ek gaan kry oor Nee Buffel en ek hoop mense resoneer met die storielyn en hulle sien hulle self in die situasie. Right, so Nee Buffel is fiktief, niks te doen met jou vriendekring en so aan. Ag man, ek het een vriend wat ons ou Buffel noem. Dis toevallig nou na daai selfe jagtrip wat ons hom nou ernstig begin Buffel noem het. Gewoonlik die song gaan oor ek wat sê nee Buffel, maar in die scenario is dit hy wat ons vir hom sê nee Buffel wanneer ons wil gaan slaap. Lekker, ek kan nie wag nie. So vir al die buffels wat daar buite is en ook graag na hierdie liedjie wil luister, ons gaan net hierna luister na WGNL se spiksplinter nuwe liedjie Nee Buffel. So, Nee Buffel, jy moet bly net waar jy is. Kry vir jou nog 'n koppie koffie net hier daar, maak ons geraas hier op Goeiemôre, good morning.